Kom ons gaan lees in Lukas 19 vers 1 tot 10, praat oor die verhaal van Sagius. En hy het in Jerusalem gekom, hy, dus Jesus, Jerusalem kom en daar deurgegaan. En daar was 'n man met die naam van Sagius, hoof van die tollenaar en 'n ryk man. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Is dit nie die hongerte wat in iemand is om die Messias te sien? Jy wil nie iemand sien wat nie kan verlossing bring of vry kan maak nie. Ek gaan sien die daai. Ek soek die ou wat die wonder kan doen nie. As jy oor iemand praat, ek sal ek om daai ou te ontmoet. Ja. Is dit nie? Ja. So hy, vanweë die skare kon hy, omdat hy klein van persoon was, en hy het vooruit gehardloop en 'n wilde vyeboom geklim, en sodat hy hom kon sien wat hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir Sagius, is dit nie awesome dat die Here jou naam ken nie? As jy by sy troon kom, jy hoef nie te sê wie hy is nie. Hy weet wie dit is. Sagius, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Die plan van God. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Sagius het gaan staan en aan die Here sê, kyk, dis die Here, kyk, die helfte van my goed sal ek gee vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vir u dubbel terug. Toe sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Ons vra vanmôre, niemand ken my soos u. Vra vanmôre dat u my gedagte gaan oor u sal verander. Dat ek in hierdie diens vanmôre 'n nuwe besluit sal neem om anders te u te dien, om meer te leef in die verordeninge, die woord van die Here my daartoe toe te wy, sal seker maak ek kweek 'n nuwe verhouding met u, dat ek nie meer sal ly wees nie, maar ek sal opstaan en u sal dien, soos u wil hê ek moet u dien. Vrede, genade bid ek vir elkeen in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Die vinger van God. 'n Interessante storie wat ons nie altyd weet nie. Josef in Genesis 50 was hy 110 jaar oud. En hy vra toe vir sy kinders, hulle moet onthou, want hy maak 'n verklaring. Hy sê, en die Here gaan Israel uit Egipte verlos. Amen. En hulle na 'n beloofde land toe vat. En as die Here kom en hy vat hulle, moet hulle sy beendere saamvat. Ons nie besef, na 400 jaar, want Israel was in Egipte oor die 400 jaar. Eintlik 433 jaar was die verdrukking. Toe kom Moses en hy vra, waar's die beendere? So die beendere van Josef is toe saam in die woestyn in, saam met die 40 jaar, al in die ronde om die berg, saam met die tempel, saam met die ark, Josef se beendere. En daar en nou net wat so awesome is, dat Jakob het 'n landstuk gekoop in Sichem, waar hy uitgekom in Egipte toe, en Josef is in Sichem, is hy weggeneem. En in Sichem, in Josua 24, 32 en 33, het hulle die beendere van Josef,
nie awesome nie. Baie keer vergeet ons hoe God se vingerafdruk in mense se lewens werk. Dat die hele Josef so behaag het. Hy daardie begeerte in sy hart gehad het God dit gehoor. Want hy het God pas, so sy vinger, God se vingerafdruk was op hom gewees. Om te dink, hy was begrawe. Ek lees die Bybel, ek lees nooit hoe dat die beendere saam uitgekom het. Dit is nie goed dat my plan nie. Ons lees net, hier kom Israel uit, is dit nie? Maar vergeet, daar is iemand wat gevra het, dat God genade moet gee, dat sy beendere nie in 'n land bly, wat in afgodediens is nie, maar dat die Here sal kom, en sy beendere sal plaas in die land van die beloftes. Sê nie awesome? Nou wat ons hierdie verhaal van Sagius leef, sien ons, hy het 'n begeerte gehad om Jesus te sien. Wat wou hy eintlik hê? Hy het eintlik gesoek na die vingerafdruk van God in sy lewe. Die Bybel sê, was 'n kort man. So wat weet ons van kort mense? Hulle kan 'n plan maak en hulle kan boom klim. Dit weet. Sagius was 'n ou wat belasting ingevorder het. En die mense het hom eintlik maar verag. En hy wou Jesus sien. Hy wou Jesus sien, want hy wou die goedheid van God sien, dat iemand na hom kyk sonder om hom te oordeel. En of jy sê, as jy die Here dien, voor jy by die Here kom, daai sonde van jou maak, dat mense jou oordeel en veroordeel. Maar wanneer jy by die Here Jesus kom, daar's daai begeerte in jou lewe vir die Here gee, om by Jesus uit te kom, en in jou hart en jou gees staan jy dit, maar hy het oë wat nie oordeel nie. Hy het 'n hart wat wil red, en wil vergewe, en wil verlos. Amen. Die Sagius was op soek na hierdie Jesus, dat hy die goed kan sien, om te voel dat iemand hom kyk sonder om hom te oordeel. Halleluja. Om hom te kyk as 'n mens. Om hom te kyk en te dink, ek word gesien. Dan is so dink aan die storie van Hagar in Genesis 16. Toe sy nou wegloop van Sarah, want Sarah het ook al noem 'n sleg behandel, want sy was toe kind gehad. En hier sit sy toe by die fontein. Op haarself, baie jammer vir haarself. Dit is nou daai ding, sy wil doodgaan, maar die dood kom ook nie so maklik wat ons dink nie. Die dood kom nie in 'n dag of 'n uur. As jy dit kan jy so 40 dae vat, dan kan jy dalk dit nie maak as jy water drink nie nou langer leef, maar anders dan gaan dit moeilik raak. En hier sit sy. Wat wil sy eintlik hê? Sy wou eintlik geweet het of God se vingerafdruk op haar lewe is. Want daarna noem sy die plek in vers 13. U is die God wat sien. Is dit nie mooi? U is die God wat sien. Ja. So baie keer dink ek en jy God sien ons nie. Hy vergeet. Hy vergeet jou nie. Hy weet alles van jou. Hy ken alles van jou. Hy ken jou begin en hy ken jou einde. En hy weet in hierdie begin en einde van jou, het hy vir jou 'n plan. Dat jy moet op 'n stadium kom en besef, die vingerafdruk van God is op my lewe. Waarna Sagius gesoek? Hy het gesoek na die vingerprint van God. Daardie gedagte, daardie kennis wat jy moet hê in jou gees, dat ek maak saak vir God. Halleluja. Die Amen. beloftes van God maak saak vir my. Die genade van God maak saak vir my. Die vingerafdruk van God in my lewe maak saak vir my. Dalk het jy die storie gehoor van die vrou wat by die put gesit het in Johannes 4, wat by Jesus uitgekom het. Het jy die storie gehoor? Vertel van die dorp. Hoe Jesus by die vrou uitgekom het. En met haar gepraat het. En haar alles vertel het. Want onthou net daai ding.
Jy wil eintlik hê die Here moet weet jy het gesuffer, is dit nie? Daar was goeie dae, slegte dae en daar was ouens wie jy gebly met en jy deur moeilike tye gaan, dit goed het nie lekker gegaan nie, jou skoonmaak jou nie goed behandel nie, want eendag was jy happy met jou en die volgende na jou man by haar gekyk het, en sy sommer 'n attitude met jou, dan weet jy jou man en sy het seker weer oor jou geskinder en jy's nog so awesome. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie, né? En jy wil dan net weet, as jy by profete kom, wat jy weet, jy wil eintlik weet, God weet van jou. Ja. En as hy nou klaar met jou gepraat het, wat hy van jou weet, dan wil jy eintlik hy sê, wat is die dag van môre vir jou? Is dit nie? Die plan wat hy vir jou het, dit wat jy dalk nie sien nie, dit wat jy nie weet. En hierdie vrou het besef, want in vers 24 sê sy vir Jesus, en maak 'n stelling aan die Here Jesus, hy sê, en wanneer hy kom, die Messias, sal hy ons alles vertel. En daarna gaan sy in die dorp in, en sy sê, ek het 'n man ontmoet, kan hy nie dalk die Christus wees nie? Hoe sou jy dit sê? Want hy het my alles vertel oor my lewe. Is dit nie awesome nie? Wat sê sy? Elke ding, elke man, elke saak van haar lewe was die vingerprint van God op haar lewe. Elke saak, hy was daar. Sy kon dit net nie sien nie. En Saggeus moes dit dalk gehoor het, want hy wou ook geweet het dat God hom sien. God weet alles van my. Hoe mense my sleg behandel, want ek is nou 'n tax-collector. Hy sal nie welkom wees by ons op nie. Is dit nie? Dit is nou 'n departement in die regering wat nie van ons like nie, is dit nie? Want net sodra jy dink jy kry geld, wil hulle ook 'n pond cash, is dit nie? En Jesus staan so awesome en hy noem hom by sy naam. En Saggeus het gedink, God weet, ken hom nie. Jy sien die vingerdruk van hom. Want God was op hom. En Jesus sê vir Saggeus kom. Dit is nie mooi. Dit is nie wonderlik dat die Here jou en my so ken en alles van ons lewens ken. Net of jy sê, daar is seker, ek nou dag hoor, ek het dit, jy dink het, jy sê dit nou vir iemand nie, maar partyds goed in die Bybel is boring. Ek is nou sorry, ek lees dit, as ek daarom, ek lees dit nie, sorry. Dit klink soos 'n telefoonboek, is dit nie? Al die name, ek lees dit nie, sorry, ek traai, want af tot dit is dan die woord van die Here, verstaan, ek traai dit lees, maar regte opgeloste daarvan, want jy dink, wat 'n seën gaan jy nou werklik daar kry, want dis nou baie want alwaaroor gaan oor die geslagregisters. Dit was die pa van hierdie ou, en dit was die pa van hierdie ou, en dit was die pa van hierdie ou, en dit was hierdie seun, en dit was daai ou, en as jy by een kronieke kom, dan is daar hier van geslagregisters, en in Matteus 1, as jy oor Jesus se lewe lees, ek lees nie daai goed nie, verstaan, ek scan daaroor, en daar's name wat ek nie eens kan uitspreek nie, man, ek het eintlik 'n woordeboek om te verstaan wat hierdie ou se naam eintlik is dit nie? Ja, dink jy, daar was 'n ou en hy het hierdie selfde gedagte, hy het dit ook gesê, toe voel ek nie so baie, daar iemand anders ook, is wat gevoelieerd is dan word. En hy vertel toe die storie en die Here sê vir hom, lees dit. En hy begin lees, en ek dink daar, jy het wat verskriklik word, wat moet ek hier uitkry? Hy lees, hy druk toe deur, hy sê, hy lees toe hierdie. En die volgende oomblik, kom die hand van die Here op die Bybel. En vir elke naam, daai ding wat hy so sekonde, soos 'n staccato, rus elke een se naam, rus die hand van die Here. En ek dink myself, wat kan dit nou beteken? En die Here sê, my vingerafdruk was op elkeen van hulle. Halleluja. Halleluja.
om my plan te verwesenlik. As jy na jou lewe kyk, jy kyk na jou voorouers, is die brand, die vingerafdruk tot dit by jou kom. God jou sien, jy is gered, jy het genade by die Here. Is nie wonderlik nie, dat die Here se vingerdruk op jou en jou lewe is, dat die Here vir jou 'n plan het. Toe daar geen plan, toe jy gedink het, daar's nie 'n plan nie. Wat het God gehad? Op elkeen van jou voorouers, van die eeue heen, was God se vingerafdruk op hulle lewe, totdat dit by jou kan kom, totdat dit by my kan kom, dat die Here sy naam in en deur my en jou se lewe oorgemaak. Hy ken alles van my, hy ken alles van jou. Die probleem is, die vingerafdruk van God in jou lewe, as jy dit nie voel nie, kan dit wees nie, kan dit nie, is dit as gevolg van jou ongeloof. Sien, ongeloof maak dat die vingerafdruk van die Here vaag is, nie so helder op jou lewe is nie. Dal is nie. Buitelyne lyk nie meer so lekker nie. Dit is ongeloof. Daai ding as jy net vir jouself begin leef en jouself begin werk. Sagias en Hagar en hierdie vrou by die put. As jy na hulle lewens en kyk, wat sien ons? Die vingerprint van God was klaar daar op hulle lewens, maar hulle kon hulle nie sien nie, as gevolg van wat? Die ongeloof. Daai ding wat jy dink, God sien jou nie, dis ongeloof. Hy sê dat ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Lieg die Here nie. Maar jy sien dit nie, jy sien nie die vingerafdruk van die Here op jou lewe nie. Hoekom? As gevolg van die ongeloof in jou hart. Jy dink jy bestaan nie. Nee. God se vingerafdruk is op jou lewe. En wat sien ons? Met elkeen van hulle toe hulle ontmoeting met Jesus gehad het, verander dit alles in hulle lewens. Die wat gedoop is en vervul is met die Heilige Gees, net die krag van God in jou misreken, die kind van die Here. Daar's mag in jou, daar's gesag in jou. Die woord sê, wanneer jy bid, sal die Here jou antwoord. Wanneer jy roep, sal die Here jou antwoord. Wanneer jy vra na die Here, dan kom hy. Ons sit, ons bid te God. Ek dink hy hoor my nie, hy sien my nie, hy ken my nie. Ja. Want jy gooi die krag van die Heilige Gees van jou weg. Jy wat in tale praat, jy wat agternaas die Here. En jy's moeg en moedeloos. Hoekom is jy moeg en moedeloos? As gevolg van jou ongeloof, want jy besef nie wie is in jou. Die krag van God is in jou. Amen, jy mag, jy het autoriteit. Nou die duiwel jou besig, want jy kom nie uit nie, en jy sukkel en jy verstaan nie. Jy dink, maar jy hoor nie God wat vir jou sê. Staan op uit daai moment. Ek gee jou die mag oor al die werk van die vyand. En geen skade sal jy moet aankom nie. Amen. Ja, amen. Op jou rus die naam wat oor elke ander naam is, die naam van Jesus Christus, om vir jou verlossing en bevryding te gee. Maar wat doen ons? Ons minag die naam. Ons minag die krag van die Heilige Gees. Want ek moet self voortploeter en bid. Nee, kom vanmôre. Dat ek is op 'n business. Kom vanmôre. Begin weer in jou kop kry en hierdie waarde kry dat ek is belangrik in die plan van God vir mense. Ek is belangrik vir die krag van die Heilige Gees. Want geloof maak die vingerafdruk van God in jou lewe helder. Helder! Ek wil vir jou sê, die vingerafdruk geloof maak dat die vingerafdruk van God in jou lewe helder is. Jy wonder nie of jy 'n kind van die Here is, jy weet jy is. Jy wonder nie of jy al autoriteit het nie, jy weet dit. Jy worstel nie om te bid en ek gaan die Here doen nie, jy weet hy gaan dit doen. Hoekom? Want hy wat in jou is groter as hy wat binne in die wêreld is. Die vingerafdruk van die Here is op jou.
weet die duiwel ons so besig, so selfgesentreerd. En mense in hulle sondes gaan dood, gaan hel toe. Mense is so in depressie, waar sal daar iemand kom? Jy moet opstaan. Ek en jy moet aangestap kom. Met die woord van die Here op ons lippe, met die swaard van die woord in ons hand. Ons is die geroepenes van Christus. Ons is die kinders van God. Ons is die lig. En woord maak saak wanneer jy spreek. As jy iemand se hand vat en die Here praat met jou, jy kan 'n belofte oor iemand uitroep. En nie geen help kan dit stop nie, omdat God se vingerafdruk op jou lê. Jy kan vrede oor iemand uitroep en dan kom vrede. Jy roep oorwinning uit oor iemand en dan kom oorwinning. Hoekom? Want hy wat in jou is, spreek lewe en mag en oorwinning. En daarom ek love hy song. I speak the name of Jesus. Daai ding wat amper my haar op my kop groei, so awesome. Daai ding vat my, ek dink myself. En ek sê, en aan jou is mag gegee, om op slange en skorpioene te trap. Wat sing hy koortjie? I speak the name of Jesus over every depression. Elke moedeloosheid, elke gebroke hart, elke stikkendheid, kom ek en jy aangestap, soos 'n lig in die nag. En die duisternis kan nie die lig toemaak. Want God het gekom, omdat sy vingerafdruk op jou is. Ek wil vir jou sê, ek is besig met iets te werk oor die genade wat jy moet hê. Die genade van God, om iemand te vergewe. Awesome. Die genade as jy opstaan en jy spreek 'n woord. Die genade van liefde. Die genade van vryheid. Die genade van oorwinning. Ek en jy het dit. Ek het nie vanmôre van die huis af gekom en ek vir jou sê ek het gekom met die genade van oorwinning. Met die genade van God om vry te maak. Vlees en bloed maak nie dit aan 'n mens bekend. Net God kan dit aan 'n mens doen. En ons hoor dat die duiwel sê jy moet nie dit doen nie. Ek wil vir jou sê, die Jesus sê, en alles wat jy in my naam vra, sal ek vir jou doen. So baie keer, sodra die Here iets vir jou sê, dat jy 10 goed hoekom dit nie kan weet, want die duiwel daag op my sê, jy het al dit hoe jy's gebroken, jy sal soveel teleurstelling, jy stik en oor, nee, ek dink nie jy moet dit weer vra nie, dit krap jou emosioneel so om, want jou teleurstellings is so groot. Jy moet baie keer dink, wat moet jy vir hom sê, of dit nou werk of nie, ek moet gehoorsaam wees aan die stem van God. Ek moet gehoorsaam wees dat Jesus sê, en alles wat jy in my naam vra, dit sal ek vir jou doen. Dis waar my gehoorsaamheid lê. Nie of dit kan, of gaan, of wonder of dit werk nie, maar te sê, ek moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. So wat sal ek weer doen? Ek sal weer die goed voor my roep. Here, hy is nog nie gered nie, red nog. Here, sy is nog nie gered nie, red dan. Here, hierdie saak het nog nie uitgekom nie, ek bring dit weer voor U. Here, hierdie saak leef weer voor U. Want U woord sê, ek moet meer gehoorsaam wees aan God, as aan enige iemand anders. En die woord sê, en as wat jy my naam vra, dit sal ek vir jou doen, halleluja. Dat jy daai naam kan spreek. Die woord van praat en hy sê elke knie sal buig en elke tong sal bely. Wat sal hulle bely? Dat Jesus Christus God is. Hy die alleen wyse magtige God. Sy vingerafdruk is op jou lewe. So die lewens in sy naam kan verander.
daai kleed van genade saam met jou te dra. Ek vir jou nie sê, as jy in die kerk kom, jy begin bid, Here, wat se kleed sal ek saam met my bring? En die Here sê, vat die kleed van vrede vanmôre. Jy kom in die kerk en jy vat 'n oomblik, jy steek jou hand op en sê, laat die vrede van die Here op hierdie diens rig. En kom in en jy het so passie vir mense wat pyn het, want dit skeer jou binneste. Here, wat sal ek doen? My dogter, vat die kleed van genesing van pyn saam. Jy kom en jy staan, jou hande uitgestrek en sê, maak vanmôre die genade van verlossing van pyn. Die genade wat jy besit, is so groot, dit verander lewens. Amen. Dus jy kan vra, Here red, Here verlos, Here maak vry. Amen. Ja, amen. So dat jy kan weer waarneem die vingerafdruk van God is waar op my lewe. Ons bid saam. Baie dankie, Here, my God en my koning, my verlosser, my saligmaker, my Here. Dankie dat U 'n besondere, fenominale God is. U wat beloftes onthou, U wat guns gee. U wat ons almal ken. Maar die hart gaan uit dat ons op 'n punt kom om te sê, die vingerafdruk van God is op my lewe. Ek moet doen wat die woord sê. Ek moet begin leef soos die Gees van die Here vir my sê. Want hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Vra vanmôre dat ons die woord sal opnuut optel as ons swaard. As die woord opnuut vanmôre sal lees en in sal dring, sodat dit my sal word soos wat dit is, lewendig, kragtig, skerper as enige twee snydende swaard. En Here, dat ek nie die krag en die werking van die Heilige Gees, deur die dooping en die invulling van die Heilige Gees, meer sal minag en die Here kan. Kyk wat 'n toestand dat ek nie, dat ek hoor wat sê die Gees van die Here, want ek kan in tale praat en hy wat in tale praat, sê die woord stig homself. En in die naam is ek meer as 'n oorwinnaar deur die genade. Bid vir ons, bid vir mekaar. Mag die Here vanmôre by jou kom stil staan. Die vanmôre sal beleef die vingerafdruk van God is op jou lewe. In Jesus naam.